Vriende, daar's baie dinge wat ons as gelowiges met mekaar deel, wat ons nie noodwendig aan mekaar kan goed verduidelik of bewys nie. Daar is gebeurtenisse wat plaasvind, wat ons as geloofswaarhede beskou, en wat vir ons as gelowiges baie kosbaar is, maar wat mense wat meer wetenskaplik ingesteld is, waarskynlik as nie waarheid of selfs onsin sou beskou. En die gebeurtenisse gebeur veral hier in die tyd tussen die Paasgebeure, die kruisiging van Jesus, die opstanding, later van tyd die hemelvaart en dan die uitstorting van die Heilige Gees. En ons is aan die einde van hierdie tydperk, as ons in hierdie komende week die Pinkstergebeure, die uitstorting van die Heilige Gees gaan herdenk. Nou as gelowiges wil ons baie graag ook dit wat ons glo wetenskaplik bewys, want dan voel ons partykeer ons is gelyk met die wêreld en ons kan ook daarom ons saak aan hulle stel op 'n geloofwaardige manier. Maar ons kan nie altyd nie. Ons moet aanvaar dat ek wil 'n stelling maak, om 'n Christen te wees, vra geloof. En ons moet nie bang wees om te sê ons glo dit, al kan ons nie alles altyd bewys nie. Soos met die hemelvaart, soos met die uitstorting van die Heilige Gees. Maar as ons gelowig is, en dit in die geloof ontvang, word dit vir ons werklikhede, wat ons absoluut staande hou, wat ons lewens verander, wat ons naby aan die Here hou. Die Bybel gebruik baie metafore om ons verbeelding te stimuleer, om buite die boks, ek wil nou eintlik hier vandag die woorde gebruik, buite die wêreld te dink. Want as ons in die geloofswêreld lewe, dan sit ons as het ware ook 'n buite die wêreld dimensie by. Hierdie gebeure vanaf Paasfees tot en met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag is 'n besondere tyd vir Christene. Dit is 'n tyd van hoop, wat vir ons as gelowiges hoop gee. Vir die ongelowiges is dit waarskynlik 'n aanstoot. Dit is onaanvaarbaar. Maar dit is ook 'n tyd wat vir ons opnuut vra, dat ons God op sy woord moet neem. Met ander woorde, dit roep ons opnuut om in geloof vas te hou aan God. Ek wil graag vandag 4 geloofsuitsprake wat ons as gelowiges met mekaar deel, weer herbevestig. En die eerste een is, dat ons sê, God bestaan, God is. Dis ons vertrekpunt. As hy nie bestaan en leef nie, dan is dit sinloos om verder daaroor, of oor God, of oor die geloofswêreld te kan praat. So ons sê dat God bestaan, hy leef, hy is aktief werksaam in die wêreld. Trouwens, ons sê, God is nie net aktief werksaam in die wêreld nie, maar hy is ook die skepper van die wêreld. En by wyse van voorbeeld gaan ek nou net sê, die wêreld, sê die Bybel, was voorheen woes en leeg, en God het toe ingetree, en die orde daarin geskep, en 'n wêreld geskep, soortgelyk aan wat ek nou maar gou gaan sê, soos wat hierdie aarde tot stand gaan kom, as ons hom opblaas. Ons leef op die aarde. God het die aarde geskep en hy het ons as mense 'n plek op hierdie aarde gegee. Die Bybelskrywers praat oor God in 'n taal wat in hulle raamwerk vir hulle sin gemaak het. Hulle het gesê, God, soos ons kan voorstel met die hart, leef bokant die aarde. Hy is die skepper van die aarde. So hy is meer as die aarde. Daarom is hulle in hulle denkraamwerk is dit dat hy leef in die hemel, in die areas wat ons nie inwoon nie. Hy is groter as daar waar ons woon. Om die waarheid te sê, die Bybelse mense het nie 'n ronde wêreld geken soos ons het ken nie. Ons weet dat dit eers baie later deur wetenskaplike kennis tot stand gekom het, daardie persepsie, daardie waarheid.
Die Bybelse mense het meer geglo soos wat hierdie tafel is, dat die aarde plat is. God woon bo in die hoogtes, die hemel daar in die blou wat ons kan sien. Die mens leef op die aarde en die bose leef onder die aarde. Ons glo as gelowiges dat God, die God waarvan die Bybel ons vertel, dat hy 'n lewende God is, wat aktief werksaam is in ons lewens. Nadat hy die heelal geskep het, die aarde en alles daarmee saam, leef hy nie weg van ons af nie. Dis ook 'n Bybelse waarheid wat ons saam met die feit dat hy bestaan glo. Dit is dat hy saam met ons hier woon. Dat hy nie ver weg is nie, maar dat hy by ons is. Ons sê, hy wil ons gelukkig sien. Daarom plaas hy ons in die paradys. Die woorde wat die Bybel gebruik is baie metafories. As 'n metafoor wil die paradys vir ons sê, dat God ons 'n wonderlike lewe wil gee, dat hy ons in 'n plek plaas, wat vir ons net die beste sal wees. Daarom is die woord paradys altyd vir ons 'n ideale wêreld, stel dit ideale wêreld voor. Maar, die mens, ons gebrek aan insig, en ons weerstand om te buig, voor enigiemand anders as onsself, maak dat ons ook uiteindelik teen God opstandig word. Ons dink dat wat ons doen en wat ons weet, is die beste vir ons. Ons sal ons eie potjie krap. Ons weet beter as enige iemand anders, selfs beter as God. Daarom ignoreer ons sy goeie riglyne vir ons lewe, volgens ons eie kop. En dit laat ons uiteindelik beland in 'n doolhof van dade wat nie goed is vir ons of ons naaste nie. Ons noem dit sonde, en ons kan nie uit daardie doolhof ontsnap nie. Maar, nou sê die Bybel vir ons, selfs wanneer ons down and out is, dan los ons God ons nie daar nie. Dan kom daar 'n tweede gebeurtenis, wat ons as gelowiges met mekaar in geloof aanvaar. En die tweede gebeurtenis wat ons met mekaar deel, is dat God besluit om 'n menslike vorm aan te neem, dat hy in Jesus 'n mens word en tussen ons kom lewe. So as ek nou weer die aardbol kan kry, die mens hierso kan kry, dan glo ons ook, dat God vanweë die doolhof van sonde wat ons in beland, uiteindelik besluit om aan die kruis vir ons sonde te kom sterwe. Nou al hierdie dinge gebeur op maniere wat vir ons as mense nie verstaanbaar is nie, ons kan dit nie behoorlik verduidelik nie. Dit gebeur deur 'n wonderwerk. Deur die Heilige Gees word Maria swanger, word God ware mens en ook te gelyk ware God by ons. Hierdie dinge is vir die gewone mense verstand onverstaanbaar en ook soms en selfs onaanvaarbaar. Ons lees in 1 Korintiërs 2 vers 14 dat die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom en vir haar is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. So die Bybel sê dus in eenvoudige taal, dat daar dinge is bo ons verstand en begrip. Dinge wat net en slegs deur die geloof beoordeel kan word en ontvang kan word. Jy glo dit of jy glo dit nie, dan maak dit vir jou sin of dit maak nie vir jou sin nie. Die derde geloofsuitspraak wat ons met mekaar deel is, ons sê hierdie Jesus het my sonde op hom kom neem en in my plek daarvoor betaal. Iets wat vir my onmoontlik was om te doen, het Christus namens my kom doen. Ek kon wees my sonde nie vrede maak met God nie, maar Jesus kom en hy maak vrede vir my, namens my. Daar kom versoening, en daai versoening bring 'n nuwe lewe in my. Dit is hier waar die hemelvaart nou inkom. Wanneer hierdie Jesus uiteindelik dan nou sterwe, dan vertel die Bybel vir ons, hy het sy taak kom voltooi. Dit waarvoor hy aarde toe gekom het, om hierdie versoeningswerk te doen. En nou gaan hy weer by God die Vader aansluit. En daarom, volgens die beeld van die Bybel, waar God nou in die hemel woon, waar hy daar in die blou area woon, en nie hier op die aarde
nie, want hy is groter as die aarde, gaan hy terug na God die Vader. En daarom, hoewel hulle altyd een is, verlaat Jesus sy plek tydelik by die Vader om hier te kom werk, en dan gaan hy nou terug na die Vader toe. En daarom word die hemelvaart aan ons voorgehou as hy is voor hulle oë weggeneem. Hulle kon hom nie meer sien nie, daar word selfs gesê, hy is in 'n wolk weggeneem en hy is so in die lug in. Op die manier, as hy teruggaan, dan gaan neem hy sy plek in as Here, as koning, as regeerder oor die heelal. Hy het nou klaar die oorwinning behaal. Hy regeer, en hy regeer aan die regterhand van die Vader. Maar die wonderlike ding is, dat wanneer hy nou weggaan, laat hy ons nie alleen nie. Nee, die vierde uitspraak wat ons as gelowiges met mekaar deel, is dat God sê hy laat sy gees by ons as mense agter, sodat die gees ons verder sal lei, om die volle omgang van hierdie verlossingswerk wat Christus gedoen het, te verstaan en om ons te help om as verloste mense hier op aarde te lewe. Die gees van God werk soos wind. Die gees is, as ons wind sien, dan ons sien eintlik nie die wind nie, maar die blare waai. Dit is om te blaas, en dan kry ons 'n beweging, maar ons sien nie wat dit in beweging bring nie. Die lug wat beweeg is onsigbaar, maar daar's 'n resultaat, want daar was 'n aksie wat plaasgevind het. Daar's 'n werksaamheid. So, wat beteken dit alles vir jou en vir my? Die liefdesverhaal van God met ons gee vir ons hoop. En dit gee vir ons hoop om twee redes. Ek lees 2 verse uit die Bybel uit. Johannes 14 vers 2 en 3. Daar verduidelik Jesus dat hy vir ons 'n plek voorberei by die Vader. Dat ons wat hier op die aarde saam met God lewe, uiteindelik volledig en vir altyd saam met hom sal wees. Hy skryf in Johannes 14 vers 2 tot 3, skryf Johannes, dat Jesus sê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit nie vir julle gesê het, dat ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my Vader toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. So, die liefde van God deur Christus bevestig aan ons is nooit, en ons sal nooit van God verlaat wees nie. Hy het die aarde geskep, hy het saam met ons hier gelewe, hy het as mens tussen ons kom lewe, hy gaan, en hy berei vir ons 'n plek voor in die hemel, en op die aarde is ons altyd saam met God. Die tweede rede waarom ons hoop het, is dat Jesus sê, hy laat ons nie alleen nie, terwyl ons nou wag op hierdie tweede koms, gee hy vir ons sy gees, om saam met ons te wees. Johannes 16 vers 7, ek sê vir julle die waarheid, dis tot julle voordeel, dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En hierdie voorspraak, die Heilige Gees, lei ons verder hier op aarde. Ons, vriende, moenie moed verloor nie. Ons moenie opgee nie. In geloof moet ons inspann om elke dag as verloste mense te lewe. En hy sal steeds saam met my en jou op reis wees. Glo dit, leef dit. Moet nooit bang wees om geloofsuitsprake te maak nie, want vir ons as gelowiges is dit ons werklikheid. Kom ons getuig met vrymoedigheid daaroor. Kom ons deel hierdie goeie nuus met mense, sodat ook hulle kan ervaar dat hulle nie alleen is nie. God ook vir hulle deur hierdie pad geloop het en ook vir hulle die nuwe lewe wil gee.